Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Prys die Here. Prys die Here. Prys die Here. Welkom. Welkom aan elkeen van julle. Ons begin met 'n nuwe reeks vanoggend. En die reeks gaan oor verhoudings. Ons tema is verbind deur verbond. Verbind deur verbond. En ons gaan 'n paar tipe verhoudings praat oor 'n paar tipe verhoudings oor die volgende paar weke. En dit vat nie baie van jou en baie ver lees in die woord van die Here om agter te kom dat hierdie boek bevat so baie oor verhoudings nie. Amen. Alles van Genesis tot Openbaring, oral lees jy van verhoudings, verskillende tipe verhoudings. Jy lees van verhoudings met God, jy lees van 'n verhouding in die huwelik, jy lees van verhouding tussen vriende, vyande, jy lees oor verhoudings oral in hierdie woord van die Here. Genesis, waartoe ek altyd lief is om terug te gaan, in Genesis 1 vind ons reeds dat die God wat ons dien is 'n God van verhouding. Die drie-enige God wat ons dien, amen. Die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees is in so nabye verhouding dat dit soms vir ons moeilik is net om dit te verstaan, net om dit te verduidelik, om te verduidelik hoe is hulle drie, maar hulle is tog een. En is omdat hulle daai tipe verhouding het wat so naby is. So naby is. En dan Genesis 2, dan lees ons het God die mens geskape in sy beeld. Net soos hy. Nou daar in Genesis 2 vind ons die drie tipe verhoudings wat ons dan oor die volgende 3 weke tyd oor gaan spandeer. Die heel belangrikste verhouding is ons verhouding met ons hemelse Vader. Amen. Daai seker primêr bo enige ander verhouding wat jy in hierdie wêreld kan hê, is jou verhouding met God. Nou, elkeen van ons kan 'n verhouding hê met God. En dit kan baie oppervlakkig wees baie keer. Dit kan baie eensydig wees. Jy weet, ons gaan na die Here toe en ons vra vir hom vir hulp wanneer ons in die moeilikheid is, of ons vra hom om vergifnis wanneer ons bietjie skuldig voel en nie meer seker is of gaan ons hemel toe of nie. En dan gaan ons na hom toe. Maar as dit die enigste tipe verhouding of tipe manier is wat jy in verhouding staan met God, dan mis jy uit op so baie. Want daar is 'n verbond wat God met die mens gesluit het. Amen. Jy sien, ons is verbind deur verbond. En daai verbondverhouding gaan pastoor JP met ons oor praat oor 2 weke vanaf. Met One Case Sunday, wat jy iemand gaan saambring hiernatoe, gaan ons nagmaal hê en dan gaan pastoor JP praat oor die verbondverhouding met God. Wat soveel meer is as net 'n oppervlakkige religious praktyk of 'n ding wat jy doen. Dit is soveel meer. Ons lees binne in Genesis, daar in Genesis toe God die mens geskaap het, toe maak hy hulle man en vrou. En die woord sê, die man sal sy vaderhuis verlaat, en hy sal sy vrou aankleef, en hulle sal een word. Reeds in Genesis vind ons al die gedagte dat God die man en vrou gemaak het, om in 'n dieper verhouding met mekaar te staan. Die huwelik gedagte kom al van Genesis af, okay? Maar selfs in die huwelik kan ons die fout maak om 'n lewensmaat te soek net vir myself, selfsugtig, net vir my eie, dit wat ek daar uit kan kry. Jy kan selfs 'n lewensmaat soek net vir die intimiteit in die huwelik en dit kan jou hoofdoel wees. Maar as jy nie die verbond van die huwelik vind binne in daai huwelik nie, dan wil ek vanoggend vir jou sê, jy mis uit op dit wat God die huwelik regtig voorgeskaap het. Daar's 'n verbond wat God wil hê, moet vorm tussen man en vrou. En daai verbond is soveel meer as net 'n lewensmaat. In Genesis, wanneer God die mens maak, dan vind ons die derde tipe verhouding, die vriendskapverhouding.
God het gesien, dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie, en hy het vir hom 'n maat gemaak. Hy het vir hom iemand gemaak om hom te help. Dis 'n vriend. Dis 'n vriend wat God geskaap het. Iemand om daar te wees vir jou, saam met jou te wees. Nou, in vandag se kultuur en tyd vind ons nie meer baie verbondsvriendskappe nie. Dis eintlik 'n bietjie van 'n vreemde konsep. As iemand moet sê, ek staan in 'n verbondsvriendskap met iemand, dan sal dit soos, okay, wat beteken dit regtig? Maar tog in die woord, en ek kan Jonathan en David as voorbeeld gebruik, is daar verbondsvriendskappe gewees. Nou, ons gebruik nie daai terme vandag nie, maar tog sien ons dat daar iets meer is aan vriendskap as net iemand wat jy ken. Net iemand wat jy van weet. En 'n dieper vriendskap, wat die woord sê, so vriend is nader as 'n broer, dit word so dik soos bloed, dis iets wat jy op kan vertrou, daar's iemand daar saam met jou, en daaroor gaan ons dan nou praat volgende week. Maar voor ons kom by daai vriendskappe en verhoudings, en my boodskap vanoggend, wil ek eers sê jy met jou selfoon vat. Okay, elkeen van julle glo ek het 'n selfoon. As ek vanoggend gevra het, hou jou Bybel in die lig, dan was die Bybel dalk by die huis, want jou Bybel is op jou foon, okay? Vir baie mense, maar vat jy jou selfoon? Vat jy jou selfoon? Elkeen, jy mag jou selfoon, as jou ma gesê het, jy mag jou selfoon in die kerk gebruik, jy vanoggend mag jy, net vir hierdie rukkie. Okay, unlock hom gou. En dan wil ek hê jy moet gaan na jou contacts toe. Okay, gaan na contacts toe, en dan wil ek weet, hoeveel contacts het jy op jou foon? Kyk gou vir my. As jy op 'n Apple foon het met jou op contacts druk en dan na bo is 'n pyltjie, dan druk jy terug en dan sê hy vir jou all your contacts. Alright, so ek gaan gou begin. As jy meer as 500 contacts op jou foon het, steek jou hand in die lug. Meer as 500 contacts op jou foon. Okay, die wat nie hulle hande in die lug steek, het jy nie jou foon vanoggend dien nie. Okay, maar steek in elk geval jou hand in die lug, want jy gaan meer as 500 hê, ek kan jou waarborg, okay. Alright, so dan wil ek weet, okay, ek laat sak julle hande. Wie het meer as 1000 contacts op hulle foon? Alright, laat sak. Wie het meer as 2000 contacts op hulle foon? Okay, 3000 contacts. Ek het net so oor die 3000 contacts op my foon. Okay, kom ons probeer nog een keer. 4000. 5, 6, Ronald. Hoeveel contacts? 8000 contacts op sy foon. Jy's die wenner vanoggend. Kom ons gee hom 'n hande klap. As jy wil weet wat's daai tannie se nommer wat die Koeksisters bak daar onder in wat se straat ook al, praat met Jaco. Okay, hy het die nommer van elke persoon. Jackie, jy stel my te leer want jy ken almal in hierdie dorp. Okay, maar hier is die regte vraag vanoggend. Hoeveel van daai contacts het jy die vrymoedigheid om vanaand 12:00 te bel en te sê kom help my? Legit. Soos rarig. Nee, waar's Mineke? Mineke, hoeveel van daai contacts het jy die vrymoedigheid om te bel en sê kom help my trek die einde van die maand? Nee, hoeveel van hulle gaan ja sê as jy hulle bel? Dalk 5. Hoeveel van daai contacts op jou foon, hoeveel van daai vriende, hoeveel van daai vriende op Facebook of sosiale media, of hoeveel van daai mense is rarig, so close, dat jy op hulle kan staatmaak? Hoeveel van hulle ken jou seer? Hoeveel van hulle weet wie jy is? Nou ek glo dat dit God se hart en sy wil is, dat elkeen van ons sulke vriendskapverhoudings ook moet hê. Maar elkeen van daai verhoudings, of dit nou 'n vriendskapverhouding is wat so diep is, en of dit nou 'n huwelik is, en of dit nou ons verhouding met God is, elkeen van daai verhoudings gebeur op 'n dag. Daar's 'n oomblik, daar's 'n moment, en ek wil vanoggend oor daai oomblik praat, en ek wil hierdie reeks afskop met hierdie tema, Divine Connections. Goddelike, bonatuurlike, hemelse wonderwerke, deur God beskik verbindings. Divine Connections. Ek glo dat elke divine connection wat jou pad kom, elke persoon wat 'n impak het in jou lewe, dat dit so verandering bring in jou lewe, dat jou lewe nooit weer dieselfde is nie, was 'n divine connection.
Dit was deur God beplan. Daar was 'n oomblik, hy het dit beplan. Hy het die persoon beplan. Hy het dit in die persoon geplaas wat nodig is vir daai oomblik om daai deurbraak te bewerkstellig en hy het daai persoon oor jou pad gestuur. Al die getroudes, steek julle hand in die lug. Jy is getroud met 'n divine connection. Sê vir die persoon langs jou waarmee jy getroud is, jy's divine. Jy's divine, love. Jy's divine. Jy's godly. You're purposed by God. Nou wanneer ons daai divine connection het, wanneer ons daai persoon ontmoet, verander alles. Dit het die potensiaal om jou hele lewe te verander. Nou ek wil hê julle moet saam met my 'n skrifgedeelte lees en ons gaan so 10 verse lees. So ek hoop elkeen en ek glo elkeen van julle is lief vir die woord van God. So lees saam met my hierdie skrifgedeelte. Ons gaan begin met Handelinge 8 vanaf vers 26. En hoor hierdie divine moment, hierdie God geïnspireerde, beplande oomblik vir hierdie persoon se lewe. Julle saam met my, Handelinge 8 vanaf vers 26. En 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op en gaan na die suide, op die pad wat afloop na Jerusalem, na Gaza. Dit is 'n eensame pad. Toe het hy opgestaan en gegaan en daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar van Kadesh, die koningin van die Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa. En Filippus het daarheen gehardloop en hom by die profeet en het hom die profeet Jesaja gehoor lees. En hy het gesê, verstaan u wel wat u lees? En hy antwoord, hoe kan ek tog as niemand my die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees was dit, soos 'n skaap is hy gelei, om geslag te word, en soos 'n lam wat stom is, voor die een wat hom skeer. So maak hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is sy veroordeel weggeneem. En wie sal sy geslag beskryf? Want sy lewe word van die aarde weggeneem. En die hofdienaar antwoord en sê vir Filippus, ek bid u, van wie sê die profeet dit? Van homself of van iemand anders? En Filippus het sy mond geopen en van daardie skrif af begin en die evangelie van Christus aan hom verkondig. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as jy glo met die hele hart, is dit jy geoorloof. En hy antwoord en hy sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moes stilhou en hulle het al twee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water uit opkom, het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. Amen. Nou kom ek sê vir julle wat ek dink daar gebeur het. Filippus is baie lief vir die Here. Filippus is deur God aangestel. Filippus het die Gees van God in hom. Deur God beplan vir 'n spesifieke dag. Filippus is nie noodwendig een of ander groot naam in die woord nie. Hy het nie klomp boeke gaan skryf nie. Hy is nie noodwendig die hoofprofeet of iets nie. Filippus is 'n kind van God. Maar daar kom 'n dag wat God met Filippus praat. En hy sê vir Filippus, ek wil hê jy moet afgaan na daai pad toe. Daai stil pad. Daai gevaarlike pad, daai pad waar jy 10-1 niemand oor die algemeen gaan vind nie, behalwe 'n klomp skurke en rowers, maar ek wil hê jy moet soontoe gaan. En Filippus ervaar hoe God met hom praat en hy besluit hy gaan dit doen. En hy kom by hierdie pad en toe hy by die pad kom, toevallig
Sê toevallig. Toevallig is daar 'n koets wat daar ry. Iemand wat daar ry en hy sien die wa en hy ervaar die gees van God vir hom sê, Filippus, gaan na daai wa toe. En hy besluit hy gaan dit doen en hy hardloop na die wa toe en toe hy by die wa kom, toevallig, sê toevallig. Toevallig is hierdie ou besig om by die Bybel te lees. Hierdie is die pad waar die klomp skurke by mekaar kom. Hierdie is die gevaarlike pad, maar toevallig is hierdie ou daar en toevallig is hierdie ou 'n gelowige. En Filippus vra en hy hoor hierdie ou is besig om die boek van Jesaja te lees en hy vra vir die persoon, hoor jy wat jy lees, verstaan jy? En hy sê nee, ek verstaan nie. Hy sê, hoe gaan ek verstaan as iemand dit nie vir my uitlê nie? En toevallig is dit 'n gedeelte wat Filippus bitter goed ken. Want die Here het lank voor die tyd geweet wat hy gaan nodig hê. Amen. En die man nooi hom op en hy klim op hierdie koets en hulle ry saam en Filippus kry 'n geleentheid om die woord van God met hom te deel. Baie toevallig dat die gedeelte wat hy lees oor Jesus gaan. Oor Jesus gaan, oor die redding van Christus gaan, oor sy kruisdood gaan. En Filippus deel met hom die evangelie en sê toevallig, ry hulle verby water. Baie toevallig. Ry hulle verby water en hierdie hofdienaar sê vir Filippus, maar wat verhinder my om daar gedoop te word? Daar's water. Nou net baie interessant. Filippus het nie nodig gehad om hom te verduidelik van die doop nie. Hy het nie nodig gehad om dit in stappe te verduidelik nie, want in die Handelinge kerk vind ons dat jy bekeer jou en jy dat jou doop. Wedergeboorte het te doen met die doop ook, okay? Dink net gou daaraan. Filippus het nie dit alles vir hom. Hy het net nodig gehad om die evangelie aan hom te verkondig, 'n tweede kans aan hom te verkondig, Christus wat vir ons gekruisig is, en hierdie hofdienaar sien die water toevallig en hy sê, wat verhinder my? En Filippus sê, kom laat ek jou doop. En hy doop hom in daai oomblik. En die hofdienaar se lewe verander vir altyd. Vir altyd. Sy lewe is nooit weer dieselfde nie. Kerk, wanneer jy 'n divine connection ontmoet, wanneer jy 'n goddelike verbinding maak met die persoon wat die Here vir daai oomblik beplan het om oor jou pad te kom, dan verander alles. Het julle gelees dat hierdie ou het sy reis verder in blydskap uitgevoer? Jou lewe verander wanneer jy so koneksie maak. Alles verander wanneer jy so koneksie maak. Mense vra baie, maar pastor, hoekom is dit altyd dieselfde mense wat hierdie belewenis het? Hoekom is dit altyd dieselfde mense wat die wonderwerke sien? Hoekom is dit altyd dieselfde mense wat in tale praat? Hoekom is dit altyd dieselfde mense wat drome het? Hoekom? Hier is my antwoord, baie eenvoudig vir jou volgende. Dis Jesus se begeerte dat elke een van ons dit sal beleef. Dis Jesus se begeerte dat elke een van ons 'n divine moment het, 'n divine connectie maak iewers in ons lewens. Dis sy begeerte dat ons dit moet sien, maar jy moet bereid wees om uit te stap. Kom church, jy moet bereid wees om soos Filippus te luister en te gaan doen wat die Gees van God vir jou sê. Jy moet bereid wees as jy in die wa sit om die persoon in te nooi, daai divine connectie oomblik toe te laat in jou lewe. Toe te laat dat die Here daai persoon oor jou pad stuur. Daai moment verander alles. Alles. En dis nie net geestelik nie. Dis nie net geestelik nie. Ek bid vir divine connections in my lewe. Elke keer voor ek iets aanpak, dan bid ek en ek vra vir die Here, Here, plaas iemand oor my pad wat U gepurpose het vir daai doel. Here, stuur iemand oor my pad wat reg is vir daai oomblik. Stuur iemand oor my pad wat my kan help, wat my kan bystaan. Stuur iemand wat my kan veilig hou. As my vrou alleen ry en sy gaan kyk een van die kinders se sport of iets wat sy alleen moet gaan, dan bid ek vir die Here se beskerming, maar ek bid ook vir 'n divine connection. Ek bid dat as daar iets langs die pad gebeur, dat die Here die persoon sal stuur wat sal in die vermoë wees om haar te beskerm. Kom nou church. There's a person purposed for that moment. Gedoel, hy het 'n doel, hy het 'n rede hoekom hy moet wees. Gesondheid. Jy sit van julle vanoggend dalk hier en jy bid al so lank vir gesondheid. Jy bid so lank dat die Here jou bonatuurlik moet genees. Wat van as Jesus iemand wil gebruik om dit te doen? En al wat jy nodig het is 'n divine connection, 'n goddelike verbinding. Die Here net 'n ander dokter oor jou pad stuur. Net 'n ander spesialis, iemand wat die Here bestem het om op daai oomblik oor jou pad te kom.
2 jaar terug was ek vir 'n klomp toetse op my nek en my laarrug en die eerste spesialis heeltemal reg, kyk na die goed en hy soos nee, ons moet opereer. Ons moet opereer, jou nek en jou rug en dis bitter belangrik. En ek kom terug en ek's convinced deur dit wat hy sê en deur die plate en alles wat hulle ons wys. Maar ek sê vir my vrou, ek soek tyd want ek wil bid en vir die Here vra. En ek vra vir die Here, gee vir my 'n divine connection. Stuur vir my iemand oor my pad wat either my bemoedig en sê dit gaan nie so bad wees, jy doen dit net. Of iemand oor my pad wat sê nee, ons moet 'n ander roete. Stuur vir my 'n divine connection. Daai is divine. Okay. Daai ligte. En ek vra vir die Here en die Here lê op my hart om 'n tweede spesialis te gaan sien. En ek gaan sien hierdie tweede spesialis en nadat ek en hy gesels het en hy alles gekyk het, sê hy die eerste spesialis is 100% reg. 100% reg. Hy sê of. En die ou is net so oud soos ek. Hy sê of jy kan nou jou lewe verander. Jy kan ligter weights gym. Jy kan gesonder eet. Jy kan 'n paar kilogram verloor. Jy kan hierdie en hierdie oefeninge doen. En kyk hoe werk dit vir jou. Ek staan hier 2 jaar later en ek het nie 10% van daai pyn wat ek gehad het op daai stadium nie. My lewe verander. 'n Divine connection, net 'n moment. So 'n koneksie kan jou finansies verander. Kom church, net die regte persoon op die regte tyd ingryp in jou lewe. 'n Divine connection, iemand wat God geskaap het, wat hy in sy lewe alles geplaas het, wat hy op 'n plek plaas om op die regte tyd vir jou 'n deur oop te maak, of jy vir hom. Ek onthou dat ons ry eendag hierdie ou Witbankpad kom ons ingery en daar kom 'n persoon by ons verbygejaag met 'n Mustang. En daar's 2 bane, so jy het genoeg plek om te ry, maar hy ry so vinnig, hy ry in die aankomende verkeersbaan en hy met 'n geweldige spoed. En daarvoor slaan die robot rooi en hy kan nie die kar wat besig is om oor te gaan mis nie en hy slaan daai voertuig kop aan kop. Dit later uitgevind dat die persoon se kind het verdrink of iets en hulle jaag toe met die kind hospitaal toe. Dit was die doel gewees hoekom hy so gejaag het. Maar ons is die eerste voertuig by hierdie ongelukstoneel wat stop by die persoon wat oor die robot besig was om te ry. En ons klim uit en ek kom by die persoon aan, hy's bietjie vasgedruk in die kar, hy's paniekbevange en ek kan sien hy's nie op 'n goeie plek nie, hy bloei en ek begin hom bemoedig en ek maak hom stil en rustig en ek bid vir hom en ek sê vir my met asemhaal en hy raak kalm en my divine connection bring vir my 'n botteltjie water of koeldrank, ek kan nie onthou wat dit was nie en ek gee vir die persoon om te drink en hy's kalm en ons sien nie hy's reg en die ambulans daar gaan op. Net om 'n week later in die koerant te lees dat hierdie jong man wil net dankie sê vir die lang man met die lang blonde hare en die blou oë. Wat hom iets gegee het om te drink en ek soos my vrou, ek is nie baie lank nie, verseker nie blonde hare nie. En ek het daai ander beautiful oë wat min van ons het, daai bruin, daai donker bruin, ek het nie daai blou oë nie. En ek soos, wie was daai? En ek wonder vir 'n oomblik, nê? Yes, hy was in 'n ongeluk, maybe kan hy lekker onthou nie. Maar ek wonder vir 'n oomblik of hy daai ou nie iemand anders gesien het. Of was daar nie 'n engel op daai toneel wat hom beskerm het? Sy lewe beskerm het. Het God nie dalk 'n engel gestuur wat ek nie gesien het nie? Maar al was en dit bring my by 'n skrifgedeelte wat my al so baie laat dink het in my lewe. Ek het hierdie skrif al oor en oor gelees en dis vir my altyd as ek hom lees dan my mind hardloop en ek wil hê julle moet saam met my lees Hebreërs 13 vers 2. Hebreërs 13 vers 2 sê volgende, hy sê vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige sonder om dit te weet engele as gaste geherberg. Ek wonder wat dit beteken. Dat die skrywer van Hebreërs sê dat sommige van julle het al engele gehuisves. Julle het al met engele te doen gehad. Nou, ek het al gewonder want maybe beteken want die woord engel beteken boodskapper van die Here. Die een wat God gestuur het, dit kan ook dit beteken.
Maar totdat ek gaan lees het en verder ondersoek ingestel het en ek besef dat die skrywer van Hebreërs verwys direk na Abraham en Lot. Nou Abraham sit by sy tent. 'n lekker sonnige dag. Hy sit daar by sy tent en die volgende oomblik daag daar 'n paar mans op. Gaan lees die storie. En hy sien hierdie mense en hy nooi hulle in sy huis in. En hy gee hulle iets om te drink en iets om te eet. Nou, as daai engele was met vlerke en swaarde, ek het nou die dag 2 engele gesien. As jy daai engele sien, gaan jy gaan nie wonder wat eet hulle nie. Jy gaan seker wees hulle het beter kos as wat jy hulle kan bied, okay? Hulle het definitief nie junk food nie. Daai bene is so en daai arms is so. Daai mense wat daar opgedaag het gelyk soos mense. En een van hulle sê vir Abraham dat ja, oor 'n jaar van nou sal jou vrou swanger wees en hy besef hy het met die Here te doen. Dit moes gelyk het soos mense. Lot, ons ken die storie van Lot en Sodom en Gomorra. Lot is in Sodom en Gomorra. En die Here stuur 2 van sy engele om Lot en sy familie te gaan uit Sodom en Gomorra uithaal, want hy gaan die dorp vernietig. Die 2 engele daag op in die dorp. Lot sien hulle en hy voel beskermend oor hulle. Hy voel hy moet hulle beskerm. Nou wie van julle, as jy 2 engele sien in die middel van die dorp staan, gaan voel, ag shame. Ek dink ek moet hulle, miskien moet ons hulle help. Miskien moet ek hulle net hier inbring en wel agter my huis. Lot gaan haal hierdie 2 engele. Hy bring hulle in sy huis in en hy beskerm hulle teen die mense van die dorp, want die mense van die dorp het aaklige goed aan vreemde mense gedoen. Klink dit vir jou of hy gesien het as engele? Nee. En daai 2 engele het hom hulle uitgelei en daarna is die dorp vernietig. Maar Lot en Abraham is getuienisse daarvan dat God sy engele stuur en soms lyk dit soos mense. So hierdie skrif sê, party van julle het al engele gehuisves. Hoe weet jy dat jy nie al met 'n engel te doen gekry het nie? Hoe weet jy dat God nie 'n divine connection oor jou pad gestuur het? Iemand oor jou pad gestuur het om 'n spesifieke doel op 'n spesifieke oomblik in jou lewe te doen nie. Vir jou 'n deur oop te maak, 'n geleentheid te skep. En hierdie is vir enigiets. Miskien is dit vir veiligheid. Pastor Ilse weet ek het eendag toe reis sy iewers heen en sy kry 'n papwiel op pad na die plek toe en is bitter gevaarlik en sy klim uit en sy besef sy het 'n papwiel en sy besef waar sy is en sy besef sy het so 'n bietjie moeilikheid en sy bid en sy vra die Here dat hy haar moet help. Die volgende oomblik stop daar 'n man en die man klim uit en hy vra of hy haar kan help en sy sê ja en hy help haar en hy ruil die tyre en sy sê waantoe sy op pad is en die persoon sê ek ken al daai mense baie goed. En hy noem hulle name en hy sê hoe hy met hulle connect en alles en dit. En sy sê baie dankie en sy ry verder en sy kom by daai mense aan want toe sy op pad is. En sy sê hoorie, daar was 'n ou gewees op die pad en hy het my gehelp en dis sy naam en die mense soos ons ken hom nie. Ons het nie idee van wie jy praat nie. Nog nooit so iemand ontmoet nie. Wat is die kans dat God nog steeds in vandag se tyd sonder dat ek en jy dit weet 'n divine konneksie oor ons pad stuur? En dit dalk 'n engel is. Hoe natuurlik. Hoekom? Omdat hy jou liefhet. Omdat hy jou liefhet. Dit hoef nie net 'n engel te wees nie. Dit kan 'n familielid wees. In Ester 4 lees ons hoe Mordegai vir Ester sê, Ester, hoe weet jy nie dat jy miskien vir hierdie tyd, vir hierdie oomblik, vir hierdie doel 'n koningin gemaak is en nie geplaas is nie? Hoe weet jy? Hoe weet jy dat jou hele lewe, alles wat die Here nog in jou lewe gedoen het, elke oomblik, jou tot op hierdie punt gebring het, om hierdie mense te red? Miskien is dit familie. Miskien is dit 'n familielid. Miskien is dit 'n vreemdeling. In Genesis 40 lees ons van Josef en dan Josef in die tronk. Julle ken die storie. Josef is in die tronk en hy word aangekla dat hy met Potifar se vrou iets wou gedoen het en hulle gaan hom doodmaak en terwyl Josef in die tronk is, daar hy sit al 'n paar jaar daar en hy wag vir die oomblik wat hulle hom kom haal om hom dood te maak, kom daar 'n hoofskinker en 'n hoofbakker in die tronke. En hierdie 2 manne gaan geoordeel word.
En dan maak die Here 'n koneksie tussen Josef en daai persone. Hy lê hulle droom vir hulle uit. Baie toevallig, né? Baie toevallig dat hulle 'n droom het. En dat hulle op daai oomblik daarop eindig. En Josef sê vir die hoofskinker, dit is wat gaan gebeur, jy gaan gered word, jou vriend gaan doodgaan, maar ek wil net hê, jy moet my onthou, die hoofskinker gaan uit, hulle laat hom vry, hulle maak sy vriend dood, baie toevallig laat dit so uitwerk, en 'n paar jaar later gebeur dit, dat die koning 'n droom het, baie toevallig, en die hoofskinker staan langs die koning, en hy besef, maar wow, ek onthou 'n ou, daar was 'n oomblik, en ek onthou hierdie ou, en hy sê vir die koning van Josef, en hulle gaan haal vir Josef, en wat is Josef se uiteinde? Hy word 'n koning in die land Egipte. Baie toevallig. Kom nou church, wat beteken die woord toevallig vir ons? Toeval, God se lig. Toeval die lig van God op daai plek. Baie toevallig dat al hierdie goed so uitwerk en dat daar toevallig die persoon wat op daai oomblik daar gaan wees, op daai oomblik saam met Josef in sy slegste moment kan wees. Miskien is dit 'n totale vreemdeling wat die Here oor jou pad stuur en is 'n divine connectie om 'n deur vir jou op te maak. Dit kan een van jou kerkvriende wees. Dit kan iemand hier wees en ek glo dis hoekom Jesus kerk begin het. Dit kan 'n geestelike persoon wees. Elia, die woord van die Here kom na Elia toe en hy sê vir Elia gaan na die woestyn toe. Ken julle die storie? En die Here sê vir hom, gaan soontoe en hy kom daar en daar is 'n weduwee wat besig is om water aan te draai en Elia vra vir die weduwee, hy soek net 'n slukkie water. En sy gee hom water. En dan vra hy vir haar, kan jy vir my iets maak om te eet ook? En haar woorde is die volgende, ek het net genoeg olie en net genoeg meel om vir my en my kinders nou kos te maak, my en my kind kos te maak. En dan gaan ons sterf. Het jy al so gevoel? Jou gevoel ek het net genoeg krag oor? Miskien is jy siek, gediagnoseer met iets en ek het net genoeg oor. Net genoeg oor vir hierdie oomblik. Net genoeg oor om vandag deur te maak. Miskien jou finansies en ek het net genoeg oor, net genoeg oor vir myself. Net genoeg oor vir myself, ek het niks meer nie. En Elia sê vir die vrou, hy sê, gaan gemaak vir my. Vertrou my. 'n divine connection, 'n divine ontmoeting met 'n man van God, met 'n kind van God. En sy gaan maak 'n broodjie en die meel hou nie op nie. Die olie raak nie klaar nie. En die Here voorsien bo-natuurlik aan hierdie vrou. Hy maak 'n weg deur 'n kind van God wat bereid was om op te staan, bereid was om te luister, die Here ken, wat weet wie is die God wat hy aanbid. Wat weet dat sy God voorsien. Dat weet dat ons God is 'n bo-natuurlike God. Wat bo-natuurlike dinge werk. Nou as daar twee goed is wat vir my uitstaan in al hierdie stories is, die eerste een is dat die Heilige Gees kan jou bo-natuurlik die vermoë gee. Hy kan jou bo-natuurlike wysheid gee. Hy kan jou bo-natuurlike insig gee, man. Hy kan jou bo-natuurlike vermoë gee om self dit te doen. Amen. Maar wat vir my uitstaan in hierdie stories is dat die Heilige Gees ook kies om partykeer nie jou dit te gee nie, maar iemand oor jou pad te stuur vir wie hy dit gegee het. Kom church. Dis duidelik. Dis duidelik dat die Here soms 'n divine connection oor jou pad wil stuur. Dat hy iemand wil oor jou pad stuur. En hy nie noodwendig dit vir jou gaan gee nie, maar hy gaan dit vir 'n persoon gee en daai persoon purpose om op die regte tyd, op die regte oomblik, baie toevallig die regte ding te sê of op die regte plek te wees en daai deur word vir jou oopgesluit. Die tweede ding wat vir my duidelik is dat die Here gee nie regtig om wat se tool ons wil hê hy moet gebruik en hy gebruik wie en wat hy wil. Kom nou. Dit lyk nie altyd soos ons wil hê dit moet lyk nie. Dis nie altyd die persoon wat ons dink dit moet wees nie. Ek onthou toe ons Middelburg toe getrek het 10 jaar terug. En julle weet dit nou al, maar my vrou het werk gehad en ek het nie werk gehad nie en ek het begin soek vir werk. En ek vra vir Jesus,
Hoe gaan ek vir my huis voorsien? Wie is my divine connection? Waartoe moet ek gaan? En ek hoor hoe die Here vir my sê, kontak jou boetie. Nou op daai stadium het ek en my broer vir 8 jaar nie regtig 'n verhouding gehad nie. Ons het ons verhouding net opgepatch. En die Heilige Gees sê vir my, maar bel hom en sê vir hom, jy wil vir hom werk. En ek sê, nee. Nee, ek wil nie vir hom werk nie. Ons verhouding is nou eers op 'n plek wat ons oor die weg kom en ek wil nie dit doen nie. En wat gaan ek in elk geval vir hom doen? Die Here sê, dan vra hy hom of kan jy sales rep wees? En ek sê, no way. Kyk, ek sal tot die skorrelgoed was. Okay? Ek sal enigiets doen, maar ek wil nie sales doen nie. Ek haat sales. Ek haat die divine connection wat die Here my gee. Ek haat die pakkie daarvan. Nie die persoon nie, maar die pakkie. Ek hou nie daarvan nie. Hoeveel van julle het al so gevoel? En Jesus sê vir my, elke keer wat ek na hom toe gaan en sê, nee, ek gaan nie vir jou 'n ander weg maak nie, daai is jou weg. Ek gaan nie op 'n ander manier sorg nie, ek gaan nie iemand anders stuur nie, daai is jou weg. Humble yourself en gaan en vra vir hom. En dit gebeur dat ek hom vra en dank die Here, hy maak vir my die deur oop en ek kry daai geleentheid. Binne 4 jaar, want hulle verkoop hulle besigheid aan 'n ander maatskappy, binne 4 jaar is ek die sales en marketing manager oor 'n hele distrik van 'n nasionale maatskappy en daar sit 34 mense onder my en ek verdien meer as wat ek al ooit in my lewe verdien het. Binne 4 jaar. Wat sou gebeur het as ek nie hierdie divine connection wou volg nie? Here stuur vir my iemand in 'n suit. Hy trek suits aan, maar nie altyd 'n das nie. Maar stuur vir my iemand anders. Stuur vir my iemand wat so lyk. Here stuur vir my iemand wat dadelik vir my hierdie droomjob kan gee. Here stuur vir my, dit moet so en so pakkie kom. En die Here sê vir my, nee, dis nie wat ek gaan doen nie. Ek sien in my lewe hoe God mense gebruik en mense wil gebruik om vir jou deure oop te maak, om vir my deure oop te maak. En dan sien ek soveel keer hoe die kinders van die Here sê, nee, ek sal nie. Ek gaan nie. Ek gaan nie hierdie deur oopmaak nie. Ek gaan nie. Lees gou hierdie skrif saam met my, maar lees vers 1 ook. Hebreërs 13 vers 1 en 2. Die broederliefde, sê die broederliefde, moet bly. Moet bly. Die broederliefde moet bly. Vergeet die gasvryheid nie. Church, ons sit in 'n tyd en 'n era wat hierdie twee goed ontbreek, selfs in die kinders van die Here. Selfs in ons eie huise ontbreek hierdie twee goed. Hierdie twee goed ontbreek wanneer ons winkels toe gaan. Hierdie twee goed ontbreek by ons werksplekke. Moet die broederliefde nie vergeet nie, die gasvryheid. Ja, maar nie met daai klomp skurke saam met wie ek werk nie. Nie hierdie mense met wie ek besigheid doen nie, of nie hierdie familie van my nie, Here, jy ken hulle nie, nee, Here. Kom nou. En wat van as een van daai mense juist die divine connectie is wat die Here wil gebruik om jou deure vir jou oop te sluit? Wat van as een van daai mense juist die persoon is wat Jesus die insig en die kennis en miskien die verlede, die geskiedenis gegee het, om nou vir jou te sê, toe hy hoor jy wil gaan vir 'n nekoperasie nie, maar wow, ek ken 'n ander spesialis. Ek ken een wat nie net op medikasie en sy kennis staat maak nie, maar een wat op dit staat maak en op die Here. Hoekom gaan kuier jy nie vir hom nie? Maar omdat ons die broederliefde nie het nie, en omdat ons nie gasvry is nie, ons laat niemand in ons sirkel toe nie, ontbreek daai divine connection soveel keer in ons lewens. Wat is dit anders as trots? Wat is dit anders as hoogmoed? If my people that's called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, then I will hear from heaven and I will send them a divine connection. Dis nie wat hy woord sê nie, maar vir vanoggend werk het. I will send them a divine connection. Ek sal iemand oor hulle pad stuur, presies wat weet wat om te doen, presies wat hulle kan help in daai oomblik. Imagine net gou vir 'n oomblik hierdie. Imagine die Here stuur 'n engel oor jou pad en die engel lyk soos 'n mens.
lyk soos 'n mens. En is 'n engel van die Here af, van God af. Beplan vir 'n oomblik om die deurbraak in jou lewe, miskien jou uit Sodom en Gomorra uit weg te lei, miskien vir jou 'n woord te gee wat maak dat jou vrou swanger is en almal wat al 3 kinders het of 4 of 5 druk hulle ore. Nee, 2 by ons is ook genoeg. Maar wat van as die Here 'n engel stuur en die broederliefde ontbreek en die gasvryheid ontbreek? En jy soos, nee, sorry, ek het nie nou tyd vir jou nie. Ek het nie nou tyd vir jou nie. Gister sit ons en ons gaan braai en ons gaan rugby kyk en ons is gereed om pool te speel en die volgende oomblik is daar 'n dame by die hek en sy skree en sy roep en die mense saam sê, hoorie maar, dis iemand wat iets wil verkoop en ek soos, miskien is dit nie iemand wat iets wil verkoop nie, miskien is dit 'n divine connection. En ek loop soontoe. En ek kyk wat die dame wil verkoop en ek besluit, ek kry jammer, ek gaan iets van gee en die volgende oomblik besef ek, maar ons bid vir 'n dametjie om nou in ons kombuis te werk. Wat van as dit nie sy is nie? My vrou het in die week vir my gesê, maar dit is moeilik om in vandag se tyd iemand te vind wat betroubaar is. Hoe weet jy, maak net jou huis oop. Wat van as Jesus iemand gestuur het presies vir daai oomblik? En daar's 'n divine connection, 'n divine moment wat plaasvind. Ek weet van 'n boer, verskriklik rassisties, verskriklik, as gevolg van die verlede, baie seer en baie hartseer en goed in sy verlede, so ek verstaan alles en ek het begrip daarmee. En hulle neem 'n nuwe dametjie in diens om in die kombuis te werk. En sy woorde aan sy vrou is, jy maak nie maatjies met hierdie vrou nie, want ons kan haar nie vertrou nie, ons ken haar nie. Daai dame het nie 3 maande daar gewerk en toe kom sy die eendag na die vrou toe en sy sê vir haar, mevrou, julle moet hierdie naweek pas op. Hulle beplan 'n plaasaanval. Weet jy dat daai dame om daai inligting uit te gee, want sy moes dit iewers gehoor het, plaas haar eie lewe in gevaar? En hulle is toe op hulle hoede en daar is toe 'n plaasaanval. Daai dametjie werk vandag nog, ek dink is 15 jaar later, nog steeds in daai huis. Sy is soos die ma van daai mense se kinders. Daai boer se hart het verander. En hy sien nou dat God enige iemand kan gebruik. Enige iemand kan gebruik. Broers, susters, moenie die broederliefde of die gasvryheid los nie. Hoekom hierdie boodskap vanoggend? Hoekom moet jy daaroor kom praat? Die eerste rede is want die Here wil iemand oor jou pad stuur wat nie noodwendig gaan lyk soos jy dink hulle lyk nie. Wat nie noodwendig perfekte pakkie gaan wees maar die Here wil hulle oor jou pad stuur en as jy nie gaan hoor nie en nie gaan gasvry wees nie gaan humble wees nie vriendelikheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, al hierdie vrug van die Gees in jou lewe het nie, gaan jy dalk uitmis van dit wat die Here vir jou het. Hy maak dalk vir jou 'n deur oop. Ek weet van meer as een persoon wat hier sit vanoggend wat nie werk gehad het nie. En wat hier gesit het, kerk toe gekom het en net deur by die church te wees, die Here 'n divine connectie gemaak het met iemand anders en hierdeur het hulle werk gekry. 'n Divine connection. Ek praat gister met 'n dame en ek sê vir haar, hoe gaan dit? En sy sê nee, goed nie. Sy's in 'n bitter moeilike tyd van haar lewe en ek vra vir haar, waar gaan jy kerk toe? Sy sê nee, so nou en dan hier en daar en ek sê moenie. Kry vir jou 'n kerk, skakel in. Want hoe weet jy dat die Here nie die perfekte man vir jou daar het? Of iemand weet van daai perfekte persoon? Ek wil klaar maak, ek wil nie aanhou getuienisse deel nie, maar ek wil vir jou sê, hierdie is so deel van my lewe. Ek bid so vir divine connections. Ek bid dat die Here dit oor ons pad wil stuur. Ek en my vrou, ons getuienis van hoeveel jaar het ons probeer swanger word en ons word nie swanger nie. Ons het die topic pregnancies en miskrame en al daai goed en ons besluit ons sal aanneem. Maar die eerste mense waarmee ons praat van wat se lyste moet jy opkom en hoe lank dit gaan vat en divine connection, net 'n divine connection, divine moment en die Here gee vir ons Joshua. Ons kry hom en as ek die hele getuienis moet deel, gaan ek hier so staan vandag en ek gaan huil en ek gaan die hele lankie hou. 2 jaar, nee, 'n jaar later sê my vrou, sy soek nog 'n kind. Ek sê van nou kom ons bid en ons bid vir 'n divine connection en op daai stadium is ons op die TV, ons het 'n event aangebied en ons is op Kruiskyk. Ek is op Kruiskyk en terwyl ek op Kruiskyk is en hulle is besig om 'n interview met my te hou, sit 'n selgroep in Witbank.
En hulle is besig om sel te hou, en terwyl hulle daar sit, praat die Here met een van die dames en sê, daai persoon met jou dogter se kind aanneem. Die vrou maak dit bekend en toevallig, sit daar 'n dame saam met haar in daai selfe vertrek wat sê, regtig, ek en daai persoon persoonlik, hulle was saam my kinders op skool gewees. En die Here gee vir ons lokaal. Divine connection. Die eerste ding is, die Here wil nie hê jy moet jou isoleer nie, church. Die Here wil nie hê jy moet jou isoleer. Kom oor dit. As mense jou seer gemaak het en jy het voel maar jy wil niks met mense te doen hê nie. Jy's klaar met broederliefde, jy's klaar met gasvryheid. Jy hou distansieer jouself, hou op daarmee. Want wat jy doen is jy maak die deur toe vir elke divine connectie wat die Here oor jou pad wil stuur. En dis jou volgende deurbraak wat in jou wil kom. Die vyand isoleer die kinders van die Here voor hy hulle aanval. Kom nou, net soos 'n prooi, net soos 'n leeu vir ding, sy een prooi, een kant toe isoleer, dan val hy aan. Die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verskeer. En hy wil jou een kant geïsoleer kry sodat hy my en jou kan verskeer. Moenie jouself isoleer nie. Hê die broederliefde, hê die gasvryheid. Die laaste rede hoekom hierdie belangrik is vandag, is want miskien is jy die divine connectie. Miskien is jy die divine connectie. Miskien het jou hele lewe, jou seer en jou teleurstellings en al die lesse wat jy geleer het, miskien is daai 8000 contacts op jou foon nie verniet daar nie. Miskien het jy daai pad geloop, want die Here wil jou gebruik om 'n divine connectie in iemand se lewe te wees. Jy sit vanoggend hier en die Gees van God het my hiernatoe gestuur om vir jou te sê, jy is nie useless vir die Here nie. Vir hom is jy waardevol, vir hom is jy belangrik, jy's kosbaar. Daar's niemand wat by daai persoon gaan uitkom waarby jy kan uitkom nie, en dis miskien die dame wat die til slaan by die volgende kafee waar jy stop. Kom church. Dis miskien die ou wat vir jou werk, is miskien die persoon in jou familie wat net 'n woord van bemoediging nodig het, anders te doen sy een of ander ding aan haarself. Kom aan, jy is dalk die volgende divine connectie. En ek wil vanmôre vir jou sê, dis wie jy is. In God se koninkryk is jy belangrik. Draai na die persoon langs jou toe en sê, jy's belangrik. Kom aan, kyk vir daai persoon en sê vir daai persoon, jy is my divine connectie. Want jy is dalk die rede hoekom ek nog vandag hier staan. Was dit nie vir doktrines nie, sou ek in my lewe nooit teologie geswat het nie. Nooit. Studies is vir die fools. Totdat ek het begin swat het. En ek kom agter wat se waarde het toeg in my lewe. Dis 'n divine connection. 'n Divine connection wat Here vir my oopgemaak het om vandag die presiderende leraar van hierdie gemeente te wees. Anders sou ek nie. 'n Divine connection. 'n Oomblik. Maar miskien is jy daai divine connection. En net omdat jy nie 'n selfbeeld het nie, net omdat jy nie veel van jouself dink nie, of dink God kan jou nie gebruik nie, net omdat jy dink jou verlede bepaal wie jy is, net daarom, as gevolg van dit, is jy besig om jouself terug te hou, om deur God bonatuurlik gebruik te word. Jesus het my vanoggend hiernatoe gestuur vir hierdie 2 redes, om vir jou te sê, pas die broederliefde op en die gasvryheid. Moet jouself nie isoleer nie. Daar's divine connections, wat hy gaan stuur oor jou pad, om jou te help. En die tweede rede is, die Here sê, hy's nog nie klaar met jou nie. Hy's nog nie klaar gewerk in jou lewe nie, maar hy het ook jou nog nie klaar gebruik nie. Jy is vir hom kosbaar. In die week bel 'n oom my, en hy sê vir my, Boeta, kan ek en jy 'n koffie drink? En ek sê, is reg, en hy kom kuier by my, en hy gee vir my 'n woord, wat die Here al 3 maande terug op sy hart gelê het. En hy sê, ek weet nie wat dit beteken nie, en ek moes dit seker al 3 maande terug vir jou gegee het, en ek sê, oom, jy moes nie. Jy moes nie, want op pad hiernatoe het ek die Here gevra oor iets, 'n antwoord, en jy het nou net vir my die antwoord gegee. 3 maande terug sou dit niks beteken het nie. Divine connection. Jy is die volgende persoon se divine connection. Jy. Here wil jou gebruik. Maak jou oë toe saam met my.
Ons Hemelse Vader, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om net weer vanmôre te weet dat elke een van ons vir U kosbaar is. Jo, U het nie van ons vergeet nie. U het nie van ons vergeet nie en U sal selfs die engele stuur as daar niemand anders is nie. U sal selfs die engele opdrag gee om aan huis te gaan, 'n deur oop te maak. Of dit dan nou is vir genesing of verhoudings om te herstel. Wat 'n voorreg. Maar my gebed vanoggend, Here Jesus, en dit hoekom U my hiernatoe gestuur het, is om elke een van die kinders vanoggend te herinner dat hulle is 'n divine connection vir iemand anders. Dat wie hulle is in hulle wese, elke ervaring, lewenservaring, elke gedeelte van hulle getuienis het met 'n rede plaasgevind. En dat U my vanoggend hiernatoe stuur om oor hulle te bid, dat hulle hier uit sal gaan met 'n boldness. En ek wil vanoggend vir jou bid, en as jy daar sit en net al waar jy is, wil ek hê vanoggend dat die Heilige Gees by elkeen moet stil staan. Maar as jy daar sit vanoggend en jy soos Here, gebruik my om 'n divine connection te wees in iemand se lewe, wat hulle lewe totaal en al verander vir altyd, wat hulle rigting verander, en jy sê, Here, ek wil hê U Gees moet my gebruik, wil ek hê jy met jou hand opsteek, net daar waar jy sit. Amen, prys die Here. Hou jou hand in die lig, hou jou hand in die lig. Ek gaan jou nie vorentoe roep nie, maar ek wil vir jou bid vanoggend en ek wil vir jou kyk terwyl ek vir jou bid. Here Jesus, ek bid vir elke hand wat nou in die lig is. Ek bid dat die Gees van God kragtig oor hulle sal werk. Ek bid, Here Jesus, dat U hulle waardes sal wys hoe belangrik hulle is. Sal wys wat in hulle is. Here Jesus, as hulle nie 'n selfbeeld het nie, of dink hulle seisoen is verby, of dink U kan hulle nie gebruik nie, vra ek dat die Gees van God vanoggend elke leuen sal neerwerp. Dat U vanoggend elke ketting van die verlede sal breek, en vir elke persoon wat vanoggend bereidwillig is om 'n divine connection te wees, 'n tool in die hande te wees, dat U vanoggend vir hulle 'n selfbeeld sal gee, 'n beeld sal gee van wie hulle is in Christus Jesus. En vir hulle sal wys wat U met hulle kan doen. Here Jesus, my gebed gaan uit vanmôre, dat U hulle sal bekragtig. Vader, seën hulle vanoggend met bonatuurlike geloof. Steun hulle vanoggend met bonatuurlike wysheid en insig, met bonatuurlike koneksies, sodat hulle hier uit kan gaan en deur U gebruik word. Om U werk te doen, om U hande en U voete te wees. Ek dank U daarvoor, Here Jesus, en ek stel myself beskikbaar. Net waar jy sit, ek wil hê, sê dit net vanoggend. Sê, Here Jesus, ek stel myself beskikbaar. Kom werk deur my. Ek gee myself vir U plan, vir U wil, om 'n verandering in iemand anders se lewe te bring. Al baat ek niks daarbey nie. Dankie, Here Jesus. Dankie dat U getrou is. Ons dankie daarvoor. En almal wat dit glo sê, amen. Amen. Kan ons die Here 'n lofoffer gee vanmôre? Ek soos ek sê, as ek begin met getuienisse of stories uit die woord uit, sal ek julle heeldag hou. Maar ek weet van ouers wat gesukkel het met hulle kind. Vandat die kind 'n tiener was. Is die kind verskriklik rebels en hulle het gesukkel met hierdie kind. En toe begin hulle bid dat die Here 'n lewensmaat oor die kind se lewe sal bring. En die persoon ontmoet toe 'n maatjie van die teenoorgestelde geslag. En haar hele verhouding verander so. Net so, in 'n dag. Miskien is dit tyd dat ons bietjie begin bid en vir die Here vra om mense oor ons pad te stuur. En ons oor die regte mense se pad te stuur. Amen.